Vir die wie wonder waarom regstellende aksie en BEE so lank gehardloop het met die onskynlike ondersteuning van besigheidsleiers, hoef maar net te dink dat die besigheidsleiers is eintlik baie sleg in hulle werk op die oomblik vergeleke met jonger jongmans wat inkom. Jonger wit mans het baie beter rekenaarvaardighede. So rekenaars en rekenaarprogrammering en die internet en databanke waarop besighede se data gestoor word en big data en al daai dinge het eers in die 30 jaar gelede sy oorsprong gehad. Al die wit manlike leiers wat in daai tyd al klaar in leiersposisies was in maatskappye, het nie die rekenaartegnologie gehad nie. So, sodra die wit mans met hierdie vaardighede in die maatskappy inkom, was hulle onmiddellik beter employees selfs as hulle baase. Hulle het vinnig kon programmeer, die database, queries hardloop en vinniger uitvind as hulle baase wat fout gaan in die maatskappy en waar verbeteringe te vind is. So eintlik is hulle meer aanstelbaar as hulle baase en hulle moet eintlik die baase wees. Jy moet 'n rasionele posisie wees om hierdie jong wit mans met rekenaarvaardighede onmiddellik die baase te maak. Dit het die huidige baase, die CEO's, die directors, die managers baie bang gemaak, want hulle het besef hulle kan nie meer bevorder word nie. Hulle moet eintlik hulle werk verloor selfs. So die enigste opsie was dan dat hulle moes die eienaars, die shareholders van die maatskappy oortuig dat ons mag nie meer jong wit mans aanstel nie. En so kon hulle seker wees dat hulle bly die baase, selfs so het hulle nie rekenaarvaardighede nie. En so dit het ook in die media maatskappy gebeur, die media wat ons almal sê dat wit mans is sleg en al die tipe dinge en dat dit immoreel is dat 'n maatskappy net gehardloop word met wit manlike employees. Dit het media maatskappy ook gedoen, want mens kan dink dat die base, wit base en media maatskappye was in dieselfde situasie. Hulle het ook nie rekenaarvaardighede nie. Hulle wil ook nie jongmans aanstel in hulle eie media maatskappy nie. En dan ook, hulle is vriende van al die ou wit manlike base van al die ander maatskappye en almal sit saam in braaivleisvuur en besluit, okay, media, asseblief doen ons 'n guns en sê dat jong wit mans moet nie aangestel word nie, ons moet eerder vir wit vrouens aanstel of gekleurde mans aanstel. Nou, wit vrouens en gekleurde mans is nie heeltemal so goed in 'n maatskappy as wit jong mans sal wees nie. Die wit jong mans sien glad nie af met rekenaarvaardighede teen die ander twee groepe nie. Maar ja, hulle word toe aangestel, die ander twee groepe, want die media oortuig die eienaars van die maatskappy dat dit is polities soos nazisme en dis polities aaklig dat jong wit mans aangestel word in die maatskappy. En die eienaars van die maatskappy was bang dat nadat die politiese omgewing so gedrewe is, dat die kliënte nie meer die produk gaan wil koop van die maatskappy nie. En dis het hulle dan toegegee, okay, julle kan maar opbou om wit jong mans aan te stel. Maar punt van die saak is eintlik alles gedrewe deur die CEO's, direkteurders en managers wat wit mans was, wat nie rekenaarvaardighede gehad het nie, wat vir hulle werk omgegee het en nie hulle werk wou verloor nie.